Lekker bevoorreg, né? Is dan lekker om in so 'n vriendekring te wees en sommer net mekaar se vriendskap te geniet. Kyk so 'n bietjie rond in die kring, kyk na mekaar toe, kyk nou vir mekaar. Glimlag net sommer 'n bietjie vir mekaar. Dis lekker om daar te kan wees. En wat nog 'n groter voorreg is dat die eintlike vriend wat saam met julle in die kring is die Here God self. Die wonderlike Here wat gesê het, ek noem julle nie meer my ondergeskiktes nie, maar ek noem julle my vriende. Die groot vraag is of ons verhouding met hom groei en of dit kwyn. Kyk, 'n vriendskap, soos enige ander verhouding, is mos 'n dinamiese ding. Dit groei of dit kwyn na mate ons insette maak in daardie verhouding. En hierdie week gaan dit oor die baie belangrike saak van ek wil graag my vriend dien. Ek wil graag my vriend dien. Om dit op 'n ander manier te sê, ek wil graag doen waarvan my vriend hou. Ek wil vir hom iets doen wat vir hom lekker is, dat ek dit vir hom doen. Of om dit in verhewe taal te sê, ek wil my vriend behaag. Ken julle die woord? Ek wil my vriend behaag. Met hoeveel ywer en hoe graag dien jy die Here? Luister mooi hoe ek dit vra. Met hoeveel ywer en hoe graag dien jy die Here? Toe ek oor hierdie vraag gedink het, het daar twee beelde by my opgekom. Die ene is die beeld van die skaaphond. Nou, julle ken skaaphonde, dis vir my verstommende diere. Dis sulke swart en wit honde met sulke lang hare, border collies word hulle genoem, party van hulle, ek weet nie eens of dit almal is nie, ek ken die skaaphonde goed genoeg nie, maar dis die oulikste diere. Eendag sit ek en kyk na die skaaphond kampioenskappe daar in Engeland. Daar's net 3 goed. Daar's 'n man wat daar staan, daar's 'n hond en daar's 'n troppie skape. En al wat daai man doen is met 'n fluitjie wat hy blaas of met 'n handbeweging wat hy wys, is daai hond aan die hardloop en is hy besig om daai skape bymekaar te maak of in 'n drukgang in te jaag of is hy besig om 'n klein troppie van hulle af te keer. Dis die mees verstommende ervaring om daai diere te sien reageer. Maar wat my die meeste getref het, is die houding van daardie skaaphond. Hy gaan lê so plat op sy pootjies. Sy ore is so gespits. Hy kyk net, wat doen die baas? Wat sê hy? Baas, watter kant toe nou? Links baas, regs baas, vorentoe, agtertoe vinniger, hierdie kant toe, daai kant toe. Daar sit in sy hele houding ywer, entoesiasme, energie. Hy wil graag doen wat sy baas wil hê, wat hy moet doen. Hoe graag dien jy die Here? Die ander beeld wat by my opgekom het, is die van 'n jong os. Nou, min van julle wat nou na hierdie video kyk, het al die voorreg gehad om 'n jong os in te span in 'n span osse waar hy nou moet geleer word hoe om in 'n span te trek. Ek het nogal die voorreg gehad toe ek 'n jong seun was. Kyk, daai jong os haat elke oomblik van dit wat daar gebeur. Jy moet hom letterlik fisies onder daai juk indwing. Hy swaai sy lyf dwars. Hy wil nie teen daai juk in daai span staan. En dan het hy so 'n klaaglike balk, ek weet nie wat noem mense dit nie. Ek gaan dit probeer namaak. Wat hy maak wanneer hy ingespan word. Trouwens, ekskuus dat ek dit sê, maar dis waar die uitdrukking vandaan kom, hy span jong osse in. As iemand baie naar is. Ekskuus. Is jy 'n skaaphond of is jy 'n jong os? Dien jy graag die Here? Is daar energie en entoesiasme en ywer in jou diens aan die Here? Want sien, hoekom dien ons die Here? As ons mooi daaroor dink, is daar 'n hele klomp redes hoekom ons die Here dien. Maar ek wil net so 'n paar uitlig om net bietjie dit vas te maak. Die eerste een is omdat hy ons so graag dien. En ek wil dit vir jou met groot entoesiasme sê. Julle gaan vandag gesels oor die pragtige gedeelte in Johannes 13 waar Jesus sy disippels se voete gewas het. As die Here en die Meester sy knegte se voete kom was, kyk, dan wil ons hom graag dien met alles wat in ons is. Die tweede rede is omdat hy 'n verskil deur ons wil maak. Jesus het na hierdie wêreld toe gekom om hierdie wêreld te kom red, om hierdie wêreld te kom verander. En daardie sending van Jesus het nog nooit opgehou nie. Nog steeds deur ons vandag, wanneer ons hom dien, is ons besig om, soos Eddie altyd sê, die gemors op te ruim, om die wêreld te verander, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. En daarom wil ons graag die Here dien, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld waarin ons lewe. En die laaste rede is dood eenvoudig, omdat hy ons beste
beste vriend is. Kyk, ons dien hom nie om hemelpunte in te samel nie. Ons dien hom nie omdat hy ons dreig en ons wil seermaak wanneer ons dit nie doen nie. Nee. Ons dien hom omdat hy ons beste vriend is. Omdat sy vriendskap vir ons so kosbaar is. Omdat ons hom graag wil behaag. Geniet julle gesprek met hom. Mag die Here julle seën. Mag julle die vrede van God ervaar. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir u sê dankie dat u ons beste vriend is. En ons is skaam, Here, oor al die kere wat ons u nie gedien het met die energie en die entoesiasme en die ywer wat ons dit moes gedoen het nie. Ons vra verskoning, ons bely dit. En ons wil vir u kom sê, hier is ons Here, want ons wil u behaag. Ons wil u naam groot maak. Ons wil u verheerlik. Gebruik ons hande, ons voete en ons monde om diensbaar vir u en u koninkryk te wees. U is ons beste vriend. Amen. Seën en vrede vir julle.